sê, julle kinders kan ek seker maar inkom. Sean sien my so dat ek vir haar nie oorkyk. Goeiemôre. En 'n baie spesiale môre vir elke liewe mamma en ouma wat hier is vanoggend om saam met ons as geloofsgemeenskap oor die Here se liefde te kan ervaar. En natuurlik gaan hierdie dag nie by ons verby sonder dat ons ook die mamas verlang wat hulle nog nie meer is nie. So dit is ook deel van hierdie dag, dit is 'n vreugdevolle dag, maar ons kan ook nie miskyk dat vir party van ons is daar ook so 'n tikkie hartseer aan hierdie dag nie. Want 'n ma bou soveel in wie ons is, en wat ons vandag geword het. En ek het nou vanoggend amper die voorreg gehad wat my ma hier was. En dis my seentjie siek. So tipies 'n ma en in my geval 'n ouma het ouma gesê, "Toe maar wat, ek sal met die kinders bly." Want sy het probeer vir oupa afsmeer, maar sy het gewen. So en dit is die wonder van 'n mamma en 'n mamma se liefde. Hulle is net altyd daar. Hulle vou ons altyd toe. En ek is vandag aan 'n groot mens. En my ma is nie net vir my 'n ma nie, maar ook my beste vriendin. Ek bel haar baie, meeste van die tyd elke dag, en sy weet van alles in my lewe. So ek is baie bevoorreg om 'n ma te hê wat so naby aan my leef en met wie ek so 'n kosbare verhouding kan hê. Want in hierdie maand kon ek ook my God leer ken en soveel van God se waarhede leer ken. En vandag is ons laaste stukkie uit die 1 Johannes brief wat gaan oor liefde, maar ook oor geloof en hoe hierdie twee by mekaar uitkom. Ons glo omdat Christus ons eerste lief gehad het. En hierdie geloof word gevorm in ons lewens deur soveel dinge, mense, omstandighede. My lewe en my geloof is in 'n groot mate gevorm deur wie my ma is. En daarvoor is ek dankbaar. So vir elkeen van julle kinders wat saam met mamma of ouma vandag hier is, mag julle die liefde wat hulle vir julle het koester en mag dit julle lewens kom volmaak. Ons is in ons laaste Sondag van ons Paastyd, wat ons die lewe van Jesus as die opgestaane Here vier. En ons het al klaar donderdag aan die oorgang begin ingaan met ons hemelvaartdiens. En ek gaan so iets daarvan weer vanoggend net vasvat, want dit kom so mooi by ook ons einde van ons Paastyd vanoggend by mekaar. Sommige net ons afkondigingsdag vir die week. Ons gaan wel Bybelstudie hê hierdie week, al is dit Pinkster. So vir die van julle wat Woensdagoggend 9:00 gaan hê, ek wou eers gesê ons gaan nie hê, maar die weke wat voor lê gaan so min Bybelstudie dat ek my gevoel het Woensdag sal ons Bybelstudie. So Woensdagoggend 9:00 by Pannekoor. Dan is ons nou in die pylvlak van ons sendingreis wat voor lê. So ons het 'n klomp goed wat moet gebeur vir die Botswana uitreik wat voor lê. En daarom het ons 'n hele paar versoeke. Ons het 'n klomp wat besig is om saam te hekel, sodat ons die boom vir ons kinders 'n blom kan maak. Daar's niks kleur nie, so ons is besig om blomme te hekel. Die wat deel is daarvan, baie dankie. Almal wat al gehelp het om missies te maak, serpe te maak, moenie ophou nie. Hou net aan. Dit wat ons nie by Rappelspan vir daai 25 kinders gaan gee nie, gaan ons ook waar ons bly by ons by die kerkies uitdeel vir die kinders. So as daar ook van julle is wat klere het of enigiets anders speelgoed, kan julle dit afgee by
Kairos se kerkkantoor, wat hierdie kant is ons besig om voor te berei vir die bazaar. So laai dit asseblief by Kairos se kerkkantoor af, dan weet ek al die Botswana goedjies is daar by mekaar, want op hierdie kant wil ons die aflewering sê vir Nedersdrif se bazaar. Dan help dit ons om net die goedjies uit mekaar uit te hou. Dan het ons nog skryfboekies nodig, eetgerei, plastiekkrante, valke, vir enige iets wat jy kan bydra. Hierdie week het ons dan sommer 'n werkspan wat elke dag in Kairos se kerksaal aan die werk gaan wees, besig gaan wees met crafting, om goedjies te maak wat vir ons saam gaan vat Botswana toe. Meeste van dit gaan recycled wees, wat borrels uitmaak ons blomme, en ons gaan bytjies maak, en ingenieurwesies, dit is ons hooffokus. En hierdie week gaan ons daaraan aandag hê. So maandagoggend word die werkstasie opgestel, en van maandagmiddag 2 af, is daar dan elke middag vir die week van 2 tot 4 geleentheid, en dan ook van dinsdagoggend af, van 10 tot 12. En jy kan net opdaag, kom met jou verf, jou borrels, as jy dalk daar by die huis goedjies sê wat rond lê, wat jy kan opplak, knopies, oogies maak, kom sit op die tafel en kraaf saam en jy is deel van die uitreik na Botswana. So al kan jy nie saam gaan nie, kan jy 'n bytjie kan maak wat 'n baie kinders so hoor maak, wat vir hulle 'n stukkie vreugde is. So wees asseblief deel daarvan. Ons word nog redelik ver vir die crafting, maar ook vir die verf en gebou, en dan gaan ons ook in die week om ander benodigdhede vir julle leer. Dit is dan vir nou vir die Botswana uitreik, ek sal dit gesê nog 'n paar keer sê. Dan het ons elke Vrydagoggend die manne bedien. Ek het vir die manne wat daar betrokke is beloof, ek sal julle bietjie almal uitnooi. Al julle manne, dis elke Vrydagoggend 6:00. En ons wil regtig almal uitnooi, albei gemeentes, wat wil betrokke daarbey saamkom bid. Hierdie groep kom al vir baie jare saam, en ons sal graag wil sien dat daar groei in hierdie groep op. So dis Vrydagoggend 6:00, daar by Kairos. Julle gaan sommer daar by die ontbyt en daar in daai sitkamer hier kom julle by mekaar. Dan het ons sommer 'n hele klompie verjaarsdae hierdie week, vir almal wat verjaar, baie geluk. Isabel het ons nou gister verjaar en vandag verjaar met die Christa, so hulle het gister in Westelien sommer 'n groot partytjie gehad. Ek het net foto's gekry en Isabel met haar kroon op en hulle het sommer almal se verjaarsdag ook gevier en daar is soveel ander. Ons spanbouers tweeling verjaar en Frans, almal wat verjaar, baie geluk. Mag die Here julle regtig ryklik seën in die week en ook in die jaar wat voorlê. En mag jou lewe 'n getuienis wees van Christus se liefde. Want dit is waar we vanoggend gaan. Vanoggend gaan ons gesels oor hoe ons geloof en die liefde van Jesus in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. En ons gaan dit saam vier. Een van die psalms wat ek seker al die meeste in my lewe gelees het, se woorde herhalend, is die van Psalm 1. En Psalm 1 sê, dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê. 'n Mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. So 'n mens sal wees soos 'n boom wat langs 'n waterstroom groei. 'n Boom wat vrugte dra op die regte tyd en wat blare het wat altyd groen is. Dit gaan goed met alles wat hy of sy doen. Die mens wat dag en nag die woord van die Here, dit wat God sê, oordink. Met daardie mens gaan dit goed. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle en gee vir julle sy vrede. Die Vader het my gestuur, nou stuur ek julle ook. Ek gee die Heilige Gees vir julle. Ontvang ook nou die Gees en leef daaruit. Amen. Ons gaan reageer op die Here se groei vir die sing van 'n loflied. Vandag se gedeelte besef ons hoe God in sy volheid
in ons lewens teenwoordig is. En deur sy vervulling in die volheid van wie hy is, kom maak hy ons getuienis lewend. En daardie volheid kry ons in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en dan loof ons die Here se naam. Die Here vra dat ons in liefde sal leef. En daarom vra ons vandag die Heilige Gees. Steek die vuur van die Gees in ons aan. Neem hierdie hart van klip in ons binneste en maak dit 'n hart wat vir U ontvanklik is. 'n Hart wat U sal lief hê, loof en aanbid. Wat U volg en vreugde daarin vind. Want dit is al wat God van ons vra, dat ons hom sal lief hê met ons hele wese. Met ons hele wese, soos hy met sy volheid as Vader, ook as Jesus Christus, en deur die krag van die Gees ons oneindig lief hê. Ek het vanoggend, terwyl julle ingekom het, die weergawe van God is liefde gespeel, is dieselfde melodie. Hy is 'n bietjie stadiger en 'n bietjie rustiger, so ons gaan net sit en dan sing ons God is liefde. Yeah.
ons God, skepper en heerser van die groot heelal. U ry op die wolke, groot in mag en majesteit. 'n Vader vir 'n weeskind en 'n beskermer van die reg van 'n weduwee. Aan U kom die lof toe. Daarom prys ons U naam, saam met die engelkore, saam met profete, apostels en martelaare, en saam met die gelowiges van elke tyd en plek, wat vir ewig die grootheid van U naam besit. Heilig, 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 Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van die magtige teenwoordigheid. Hosanna in die hoogste. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste. U het die Seun verheerlik en hom die volmag oor die hele mensdom gegee. Deur hom het U aan ons die ewige lewe gegee. Ons behoort aan Christus en Christus aan U. Terwyl ons dink aan U genadewerk, aan U liefde in Jesus Christus, vier ons met vreugde Jesus se dood en opstanding in die afwagting op die dag van sy wederkoms. Met danksegging gee ons onsself aan U as lewende en heilige offers, wat in U diens toegewy is. Here, groot is U geheimnis van ons geloof. Christus het gesterwe, Christus het opgestaan uit die dood, Christus sal weerkom. Genadige God, stort U Gees oor ons uit. Maak ons deur die Gees een met Christus en een met U kerk in die hele wêreld. Here, leer ons om al ons bekommernisse vir U te gee, omdat U vir ons sorg. Here, help ons om standvastig te bly in geloof en die bose te weerstaan, sodat ons kan oorloop van vreugde, van liefde by Christus. Nie net vandag nie, maar ook wanneer hy weer sal kom. Deur Christus, saam met Christus en een met die Heilige Gees, behoort al die eer en heerlikheid aan U, die almagtige God en Vader, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vanoggend, gaan ek nie eers dat julle kinders na my toe kom nie. Ons gaan eers net so vir 'n oomblik bly waar ons is. Wat het pappa of mamma al vir julle gedoen of gesê wat vir julle wys dat hulle lief is vir julle? Enigiets. Waar is dit? Wat het pappa of mamma al gedoen wat vir julle gewys het hulle lief is? Wat? Die praat. Nie daai ene. Karel, wat het mamma al vir jou gedoen wat vir jou wys is lief vir jou? Drukkies? Oh ja, mamma gee baie drukkies, nee. Drukkies. Vir my is 'n drukkie, en julle weet ek is 'n drukkie mens. Een van die ongelooflikste vorme om net te wys, ek is lief vir jou. Ek weet nie almal van ons hou van drukkies nie, dit is ook oukei. Maar 'n drukkie wys dat jy lief is vir iemand. So ek wil vanoggend vra, daar by julle sit en mamma is by julle weet om vir hulle 'n drukkie te gee en te sê, ek is lief vir jou. So julle kan nou vir mamma gee sy drukkies, 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 drukkies. Hierdie drukkie is 'n vorm van liefde. En hoe ken ons die liefde van God? Deur daardie liefde aan mekaar te bewys. So nou mag julle kinders na my toe kom, as julle klaar mamma drukkies gegee. Lily. Dis nou opgekom met my. Jy weet dit is my plek. Oh.
Wat is storie? Wacht, ons moet eerst bijlees, want hij heeft altijd antwoorden. Kom, bedag, staan nie by my. Wat is storie ken julle wat vertel van liefde? Enige stories? Ons gee vir mamma en pappa drukkies, maar wat is storie ken julle wat vertel van daai liefde soos wanneer ons vir mamma drukkies gee? Die Bybelse storie. Charles wil baie passionate raak. Ek kan seker 'n boek op lees, maar ja, die Bybel is 'n goeie begin. Dit klink nou 'n mooi boek. Jy moet hom. Dit klink nou baie my storie. Okay, dit was 'n goeie timing om te lees, want ons praat vandag van liefde. En ek wil hê vandag gaan ons ons oogies toemaak, nee? Want as ons oogies toemaak, dan word die goed rondom ons vir 'n oomblik so 'n bietjie stil. En Jesus self leer ons om te bid. Jesus moet bid ons, sodat ons vir Jesus kan dankie sê. Dankie vir die liefde wat hy ons gee. Dankie vir mamas, papas, oumas, oupas, ooms en tannies. 'n hele gesin van mense wat vir ons lief is. Ja, Here, party van ons het ook ander mense in ons lewens, soos 'n mamma, wat vir ons 'n moederfiguur is. Iemand onder wie se vlerk ons kan inklim, en wat ons kan toevou, soos net U ons toevou. So vanoggend wil ons vir U sê, dankie Jesus. Dankie dat U ons liefhet. En dankie dat U ons toevou, net soos mamma, om kinders in 'n nesie toevou. Ons loof en prys U vir U liefde. Amen. Julle kan elkeen gaan nou vir 'n studie, daar's verskillendes, en net van wat hoor is beteken. Ek het mamma toe gaan. En die van julle wat kleuterkerk wil gaan, dan die visie gaan saam met julle. Julle kan saam met haar gaan. Julle kan maar weet jy wat. Eerder 'n toffie. Net toe. Papa en julle. En julle ander van by mamma en papa gaan sit julle groot kinders. Kom, wat? Hulle wonder eers, daar's nie veel opsies vandag in die saak. Jy sê mooi, ek sê, dis lekker. Ek gaan vir 'n oomblik net so bly sit, terwyl ons oor die volgende gebed saam sit. Want dit is baie dat hulle weet die gebed wat ons oor sing reg weer bid. Kom ons moet staan vir die Here.
alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Kom met die waterstrome van die lewensgewende woord, die woord wat is dag en nag oordink. Voed ons, versterk ons. Mag ons hier vertoef, gelaat word, sodat ons kan gedei in U liefde. Amen. Dit is hierdie waarheid wat ons grond, wat ons anker, wat ons kinders van God maak. Die waarheid wat sê dat God self liefde is. En dat ons aan hierdie God behoort wat die liefde is. Ons behoort aan die Here, die liefdevolle God en Vader. Hy maak van ons sy kinders. En deur Jesus Christus se bloed kom maak hy ons vry, sodat ons sy vergifnis kan ontvang, maar sodat ek en jy hoor, die krag van die Gees wat hy oor ons uitstort, getuies kan wees van die liefde wat hy vir ons het. Daai lied wat sê, daarom is daai weergawe vanoggend, jy sal dit sing, maar dit so herhaal, God is liefde, jy ons harte. Dink net oor die liefde wat God vir jou het. Daardie liefde bepaal my storie, jou storie, want ons behoort aan die Here. So vandag gaan ons so uit die laaste gedeeltjie van die Johannesbrief lees. En 1 Johannes 5 se opskrif is juist liefde en geloof. Dit is waar dit gaan. Ons het tot hiertoe baie gepraat oor God se liefde wat ons ervaar deur Jesus Christus se menswording, se kruisiging, se opstanding. En juist hier kom Johannes en hy kom skryf oor ons as die getuies van hierdie liefde. Julle sal onthou ons het verlede week geëindig eintlik by 1 Johannes 5 vers 6, so ek gaan net weer vers 6 en 7 en 8 lees, en dan gaan ons gaan na vers 9 by die, wat eintlik vanoggend se teks is. Maar 1 Johannes 5 vers 6 staan daar, die een wat deur die water van sy dood en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Dit is die absolute waarheid van waaruit ons hierdie teks ontvang. Die een deur die water van sy dood en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan. Die Heilige Gees self is die getuie daarvan. En die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig. Die Gees en die water en die bloed. Die 3 se getuienis stem ooreen. Die Gees en die water en die bloed getuig. En hierdie getuienis stem ooreen. Dan staan daar in vers 9. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God? Want dit is God wat getuig. En die getuienis handel oor sy seun,
Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het. En die getuienis behels dit. God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Wat is die doel van die hele brief wat ons gelees het? Hierdie brief skryf aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Soos jy die hele reeks gemis het, en die hele brief van 1 Johannes nie gelees het, en jy lees hierdie woorde, weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hoe weet ons dat ons die ewige lewe het? Deur die hele brief het ons gehoor, geleer, dat wat hierdie kennis van die ewige lewe lê in 'n kennis van God is. En God se storie is die storie van Jesus se liefde vir ons as mens. En dit is daardie storie wat die absolute getuienis is. Ons almal love it om deur Facebook en YouTube en TikTok te scroll na hierdie getuienisse van mense. En dan dink ons, wow, wanneer laas het jy die getuienis van God gaan lees en gedink? Want hierdie getuienis en hierdie storie is nie net God se storie van sy Seun nie. Dis my storie en dis jou storie van God se liefde in jou lewe. Dit is vir jou bedoel. En ja, dan wil ek ook vir die grootheid van die Here gaan staan en ek weet nou die manne bid hier ouens het Psalm 8 gelees Vrydagoggend. En dit is soos Dawid uitroep, wat is die mens dan? Dat u aan my dink, die mense dat u na my opsien, dat u my enigstens lief het, want ek is so stikkend. En dan sê die Here, wel, hierdie getuienis is jou getuienis. Hierdie liefde is jou liefde. Hierdie genade is jou genade. Wanneer geloof in Jesus Christus, kan ek en jy getuies wees. Die woord getuie kom baie maal in hierdie gedeelte voor. En die oorspronklike teks wat beteken materia, wat uiteindelik die woord vir 'n martelaar is, help my en jou om te verstaan wat dit regtig beteken om 'n getuie te wees. 'n Martelaar. Want Christene wat van hulle geloof getuig, is dikwels deur teenstanders vervolg en selfs in daardie tyd vermoor. En kan ek net sê, selfs vandag word Christus vermoor vir Christus. Ek en jy is net baie bevoorreg waar ons bly, dat dit minder gebeur as in ander lande. Hierdie getuienis van Jesus Christus is in ons harte ingebed deur die Heilige Gees wat in ons woon. En hierdie getuienis word 'n werklikheid wanneer ons in die ewigheid van Christus leef. Okay, nou praat ek vreemde taal. Glad nie, wat Johannes 17 sê, en dit is die ewige lewe. Om vir God te ken as die enigste ware God en Here.
As jy vir God ken, dag en nag sy woord oordink, dit jou lewensritme maak om God te ken, dan is die ewige lewe nou net vir jou. Die ewige lewe is nie iets daar ver, iets wat nog moet gebeur nie. Ja, in Christus is daar ook 'n toekomsverwagting. Vir 'n Christus wat weer sal kom en ons sy volheid gaan ervaar. Ons die bietjie liefde wat al klaar vir my brein beweeg en my hart betuig. Is die bietjie liefde wat ek van God nou probeer verwoord en ervaar in my lewe. Maar 'n klein deeltjie van die liefde wat ons eendag sal sien wanneer hy weer sal kom in sy volheid. Daardie liefde waarna ons uitsien. Het ons baie vrae oor in die lewe. Ons wil altyd weet, so hoe sal dit nou wees, daai dag as hy weer kom? Hoe sal dit nou lyk? Ons mama sal nou weer wil worry, wat sal voorgesit word op daardie dag? Wat sal ons op die tafel sit? Hoe gaan ons dit mooi maak? Wat moet ons voorberei vir daardie dag, wanneer Jesus weer kom, om die volheid te ervaar? God het die tafel klaar voorberei. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, en dit het ons donderdag vir mekaar gesê, daai vir ons sy gees gegee, sodat sy gees in ons kan bly, en sodat ons as kerk die getuienis kan wees. En ek het donderdag aan die storie vertel, van 'n jong man wat in die 80s en die 1800s gebly het by 'n college waar al die mense moes weggaan. En hy het alleen agtergebly. Hy het nog steeds elke dag in die kapel geloop en die klok gaan lui. En dan het ek gedink dit moet waansinnig wees. Hoekom op die aarde sê jy wil aanhou om die klok te lui as daar niemand is om dit te hoor en te sien? Maar die klok was die herinnering aan sy geloof, aan dit wat hom gevorm het. Daar bly ons vandag nog. Vandag nog, lui ons die klok as geloofsgemeenskap. Het julle vanoggend gehoor toe julle aankom en die klok lui? Hy herinner ons, hier gaan 'n samekoms van gelowiges wees. Die klok wat basyn voor hier rondom ons oor die lande, is 'n herinnering. Hier gaan 'n gemeenskap van gelowiges saamkom, om God se woord te ontvang, sodat hulle kan gaan getuig van sy liefde in die wêreld. Elke keer wanneer die klok oor ons lewens staan, gee dit vir ons ritme, hemelse ritme, vandag wees. Ons saam wees as gelowiges, ons saam gevoed word deur die woord, gee vir ons geloofsritme, sodat ons deur ons geloof 'n hemelse ritme aan die wêreld kan gaan gee. En ja, ons struggle, maar aarde ons struggle. Want ons is mens en ons maak foute. Maar dit is wat my net nog meer verstom van God, want sy genade is selfs groter. Hy gee nie net vir ons die Heilige Gees om in ons te woon nie. Hy gee ook vir ons die geloof om in hom te glo dat hierdie storie ons storie is. Ek weet hoe ver wil hy nog vir ons gaan. En dit is ons geskenk. Ons geloof. Ek het begin weer vir julle te sê dat ek is bevoorreg dat my ma een van die is wat die geskenk in my lewe voortdurend hou. 'n Ma wat geloof. Maar so is daar baie ander vrouens, en ekskuus manne, vandag fokus ons 'n bietjie op hulle, maar baie ander vrouens wat ons van die geloof kom leer. En een daarvan was die moeder van die skrywer van ons brief. Ja, waarskynlik. En die moeder van die storie van die een in wie ons
ontmoeting met Elisabeth, lees ons die woorde, dat gelukkig is sy wat glo, dat in die vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Gelukkig is elke vrou wat besef dat die Here self aan hulle openbaar. En dat ons daarin glo, ons die vervulling van die volheid van God sal ervaar. Daarom is die boodskap nie net vir 'n vrou nie, maar ook vir elkeen wat vanoggend is. Die doel van hierdie brief is, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Mense wat glo dat Jesus Christus die Seun van God mens geword het, om ons sondes te verlos, kan leef met die vreugdevolle wete dat hulle die ewige lewe het. Hierdie is presies ook die doel wat aan die einde van Johannes Evangelie, Johannes 20, vers 30 tot 31 uitgestel is, na sy opstanding. En daai oomblik ook daar met 'n vrou, Maria Magdalena, wat die eerste getuie sou wees van Jesus se opstanding. Hierdie wete dat ons die ewige lewe het, is nie net kopkennis. Dis nie net kennis wat ons kan sê, ons lees hierdie boek en ons leer hierdie storie en nou het ons dit. 'n diepe geloofsverhouding waarin ons gelowiges elke dag lewe en dien. Dis ook 'n ervaring uit die hart. En in die week wat kom, en ek wil julle uitnooi na ons Pinksterdienste, gaan ons ontdek hoe ons verskillend die woord van God benader, maar hoe ons ook verskillend God ervaar. Party van ons het nodig om dit met die kop te ervaar in ons kennis van God. Party van ons het nodig om dit met die hart te ervaar. Party van ons het nodig om dit in simbole en rituele te ervaar. Ander van ons het nodig om iets vir iemand te doen om dit te ervaar. En ek gaan julle ook 'n geleentheid gee om elkeen so tikkies in te val, so 'n bietjie te bepaal, waar pas jy in? En net soos enige persoonlikheid, spiritualiteitstipe toets, is dit nie om jou in 'n boksie te sit nie, maar dit is om te sê, ek is dit, maar miskien moet ek bietjie die ander ondersoek om meer te wees. Miskien is dit bietjie van iets anders. En dis eers wanneer ons meer van onsself ontdek, wat ons ook meer van God ervaar. Want deur sy Gees is hy en kan ons leer ken. Mag hierdie weer vir julle 'n ervaring van God se liefde wees, sodat ook julle sy volheid kan ken. Amen. Here, mag ons geluk ervaar, ons wat glo dat U die Here is. Ons wat glo in alles wat U sê. Ons wat glo dat U storie ook ons storie is. Here, kom leef nou in elkeen van ons, wat ons glo in U, ons God en Vader. God wat self nie gesien kan word nie. God wat deur die Seun alles geskep het wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. God het besluit om met sy volle wese in die Seun te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van die Seun aan die kruis.
het hy die vrede herstel. Daarom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Here, ons glo in die Seun Jesus Christus, wat hierdie versoening ook vir ons bring. Die Seun wat vir ons u beeld is. Die Seun wat vir ons eerste was en is, verhewe oor die hele skepping, vir alles wat hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van ons, die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. Here, ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Dat u ons vergewe van sonde, dat u opgestaan het uit die dood, en dat daar ook opstanding sal wees van die vlees, tot in ewige lewe, en ook in die ewigheidslewe nou. Amen. Geliefdes, daar sal geleentheid wees om die Here te dien met julle offergawe, terwyl ons vir die geskenk van die Here opneem. Here, dankie ook vir dit wat ons kan ontvang. Om by te dra tot die getuienis wat ons vir ons gemeenskap is en wil wees, Here. Here, want dit is ons grootste hartsbegeerte. Om met sagte harte en sagte oë na mekaar te kyk. En saam 'n gemeenskap van liefde te wees. Sodat ons met alles in ons U sal verheerlik. Here, terwyl ons by mekaar is as geloofsgemeenskap, dink ons aan ons vriende wat siek is, wat in die hospitaal is. Deel van ons gesin, 2 mamas en 'n papa. En Here, vra ons dat U hulle sal toevou. Mag U hulle lief hê
En mag hulle ook daar waar hulle is, beleef hoe U hulle met liefde omvou. Here, laat U liefde nou in ons leef. Amen. Ons gaan afsluit met 'n loflied. Maar voordat ons afsluit, wil ek net weer almal uitnooi na ons Pinksterdienste van Maandag tot Donderdag aand. Elke aand 6:00 hierso met ons Pinkster. So julle is almal baie welkom om daarheen te kom. En regtig kom net soos julle is. Ek besef vir party van julle is dit knap uit die werk uitval. So julle is regtig welkom. Ons gaan elke aand anders spiritualiteit vier. Ons gaan saam regtig die week Romeine 12 lees. Ek het nou met Johannes vasgehou. Romeine 12 lees. En volgende Sondag kom ons skriflese ook uit Romeine uit 8 uit. So ek vra dat julle ook saam met ons sal deel wees hiervan, soos Paulus ons ook kom help om ons te vorm, sodat ons almal soos Christus kan leef en leef. Ons gaan afsluit met 'n getuienis wat sê, getuig van Jesus Christus. Dit is ons lewenstaal. En dan wil ons almal uitnooi om ons saam met ons 'n koffietjie te geniet na die tyd. Die van julle wat nog wil saam kry, die kinders, julle kan my net vir 'n oomblik voorkom kry as ons uitbeweeg het, en dan gaan ons katedrese probeer. Baie dankie, kom ons saam en dood ons die saam. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.
sa